Welkom terug, die akteur en sanger bekende gesig hier op jou TV. Stefan Ludie kuier vanoggend by ons om te hoor hoe dit met hom gaan en waarmee homself besig hou. Goeiemôre Stefan. Môre julle, hoe gaan dit daarso? Dit gaan baie goed met ons. Hoe gaan dit met jou? Goed, ek's vroeg op. Ek is nie dit voel vir my ek moet nog wakker word, maar dit gaan lekker hierso. Ons is besig om die kindertjies, my vrou is hierso in die kombuis doenig met kosblikke, die kinders maak reg vir skool. En dis 'n lieflike dag wees, lekker bewolk hier by ons. Bewolk. Stefan, is julle steeds in Namibië? Ja, ons bly hierso in Otswarongo. Ek sal vir die afgelope 7 jaar bly ons hierso in Otswarongo. Stefan, sê so die kykers weet, hoekom het jy na Namibië toe getrek, behalwe vir die feit dat dit 'n verskriklike mooi plek is? Dis een van hulle, en omdat ek in Namibië is, ek het altyd vrou gesê, as ons nou, toe ons begin oor kinders gesels en so, toe sê ek vir haar, sodra daai gesprek opkom, dan moet ons terug na my land toe. Ek wil my kinders grootmaak in my land. Hoe vergelyk julle lewe in Namibië as julle kyk day to day, die aktiwiteite wat julle doen, in vergelyking met julle lewe wat julle gehad het in Suid-Afrika? Ja, dis heel anders. Ons day to day hier, so ek sê hier, is hulle besig om klaar te maak vir skool. Jou lewenskwaliteit, sal ek sê, veiligheid is vir my 'n groot prioriteit ook, en dit is heel anders hierso. Die kinders speel hierso, ek wens ek kan nog vir julle draai, en dan klaar die kamera, ons het bokkies en diere wat hierso loop hier buite. So die oopte, 'n normale dag, ek gaan werk toe, dit vat my 15 minute, 10 minute om werk toe te ry. My vrou vat op sy werk, ons sien mekaar by die werk. Sy doen die bemarking daar en ek is 'n bestuurder. En die kindertjies maak hulle skool klaar en dan kom hulle terug en speel hulle as hulle huiswerk klaar gedoen, en dan speel hulle in die grond en met die diere en die honde en gee die ganse en die diertjies kos. So dit is ons sit buite en oefen en so ons is lekker die oopte in die veld. Dit klink na 'n baie gesonde leefstyl. Dis maar almal natuurlik mik vir hulle gesinne is die ideaal. Hoorie maar sê bietjie. Suid-Afrika ken jou, jy by ons meestal want jy's 'n celebrity. Oor die musiek onder andere. Maak jy nog musiek? Sing jy nog? Ja, ek het nou 'n bietjie 'n wedding singer geword. So ek is die maar dit is lekker. So ons bly lekker besig. My vrou doen die make-up, so ons het baie keer die voorreg dat dan word sy sommer geboek om make-up te doen en dan doen ek die wedding singing, so dan trou ons dan by sekere die land. Dan gaan ons na trou. En so ja, dit is snaaks genoeg, ja, en dan boeregemeenskappe, dan sing ek by 'n boereveiling of 'n dorpie iewers, of ek het al 'n fees of 2, maar dit is nou nie meer my beroep nie. So ek is altyd verbaas en baie humbled as mense my nog bespreek, want ek sê dit is nie, ek het nie meer band nie, ek het nie 'n goeie sound engineer nie, ek mix myself met my eie speakers daar. Ek sokkie treffers en sing my song. So ja, dan mis ek weer die ou dae wat ek 'n hele span gehad het en ons het die land plat gery en feeste gedoen. Maar dis lekker, so ek kry 'n bietjie uitlaat en ek werk hier 'n bietjie aan musiek en dit is my lekker weer, ja. Hier in Suid-Afrika was beide jy en jou vrou gereeld in die kolle gewees. Was daai aanpassing van dit is julle albei se voltydse beroep, kollig, verstaan, na 'n rustiger lewe in Namibië 'n groot aanpassing gewees, of is dit iets wat julle verkies? Dit was 'n groot aanpassing. Ek sou nog steeds wil doen wat ek gedoen het, en my vrou ook. Ek meen, ons altyd, ek dink op die 'n lekker deel van ons beroep, toe moes ons die keuse maak, toe alles nou mooi, al die harde werk begin afbetaal het, ek hoef nie meer so baie te gaan rondshop om shows te kry nie, die besprekings het lekker ingekom, my vrou was op 'n lekker voeting ook met haar werk, en sy het lekker TV-werk gedoen, en toe moes ons besluit om daai skuif te maak, so dit was 'n aanpassing, om meer toe, ek het gesê, ek sal na Namibië toe kom, ek het my CV uitgestuur, ek was bereid om selfs sakkies te pak, of nou nie so erg nie, maar ek het geweet ek gaan iets heel anders moet doen. Hier is nou nie, ek meen dis hoekom ek Suid-Afrika getrek het daai tyd om in die
bedryf te wees in die hub en waar die goed gebeur. So ons moes maar 'n heel ander kopskuif maak om hiernatoe te kom en te werk en te operate. Jy praat van daai kopskuif. Wat moet 'n mens doen om dit te kan manage? Ek bedoel, want dit is so verandering, soos jy nou sê, dis 'n kopskuif, dis 'n lewensveranderende skuif. Maar is die wete dat jy na iets beters toe gaan, dat jy na 'n gesonder omgewing toe gaan, dat jy na meer tyd in jou gesin toe gaan, wat moet 'n mens in jou kop verander om daai move te maak? Want baie van ons is bang om veranderinge in ons dag tot dag bestaan te maak. Dit is so, nou nog, mense het jou routines, ek het ook my routines, maar die groot motivering vir ons en ook was ons kinders, is om absoluut vir ons kinders hierdie lewenskwaliteit te gee en die veiligheid. Dit is my gedagte ook, as 'n man wil ek vir my gesin eerstens veiligheid en dat jy vir hulle kan sorg en vir die kinders. So ding, ons kyk hier terug nie, as ons so hierdie tye wat dit nou so gereën het, as die kinders in die modder speel en hulle speel hier tussen die diertjies, hulle ry fiets en ek deur die dag, ek worry nie as my vrou sê sy ry gou uit na 'n vriendin toe en hulle gaan gou na iemand se plot of so, of hulle gaan ry perd of hulle gaan doen iets. So daai rustigheid en lewenskwaliteit, dit het vir ons baie maklik gemaak om daai besluit te maak vir die kinders. So wat lê nou voor, Stefan? Waarmee jy jouself tans besig? Is daar nuwe projekte, is daar nuwe musiek wat ons kan verwag enigstens? Ja, 'n hele paar. Hierdie naweek het die muse weer, my muse het saam met my gekuier en 'n glasie gevat en ons het ek het sommer 'n hele paar 6 liedjies klaar gemaak. Intussen was ou liedjies van my Engelse liedjies. So dit is so lekker. Ek sit 'n naweek en dan sit ek op my laptop en dan stof ek af of ek skryf weer 'n bietjie nuwe liedjies. Want ek weet ek het ook nou weer, ons het 'n paar troues wat voor lê. Ver in die land. Ek moet soos een plek is Ruakana wat heel in die noorde van Namibië is en dan het ek weer 'n boerevereniging ver in die suide by Keetmans Hoop. So ons gaan ver ry. So ek werk nou al aan 'n bietjie liedjies en goed. So ek sal nie sê dis projekte nie, dis nou net liedjies. Ek het nou weer my ou Elvis se seun Facebook blad ook bietjie afgestof en weer gaan hallo sê daar en sê luister, almal wat my altyd ondersteun het met my musiek, vreeslik dankie daarvoor. Hier's bietjie liedjies wat ek nou weer aan gewerk het en met die hulp van die AI het ek van my nuwe liedjies en ou liedjies en dan sê ek vir AI maak vir my 'n remix van hierdie liedjie en en dan sit liedjies wat ek opgeneem het as 'n ou demo en ek het hom net laat 'n remix deur AI en dan is dit lekker om net 'n bietjie moderne of nuwe asem in hierdie liedjie in te blaas. So dit doen ek aan die een kant met my Facebook blad en musiekgewys, ja, so ek werk weer aan 'n klomp nuwe liedjies. Mense kan maar 'n bietjie gaan loer op my Elvis se seun. Dit was my laaste projek wat ek weer geëindig het of musiekprojek in Suid-Afrika. Daar is nou weer 'n bietjie aksie op daai blad en musiekgewys. Elvis se seun op Facebook. Stefan, baie dankie vir die kuier. Dankie vir die tyd vanoggend. Lekker bly, groete in Otjiwarongo. Ons dink aan julle en jy lewe 'n idilliese lewe. Jy sal dit nou nie glo nie, maar daar's baie mense in Suid-Afrika wat dink dit lyk lekker. So alles sterkte, groete vir die familie en dankie vir jou geselsie vanmôre. Baie dankie vir julle, ja, en goed gaan sterkte met die week daar's. Bye. Ons maak se dankie Stefan. Stefan Ludik, Elvis se seun. Hy's besig, hy woeker nog aan die gang in Namibië. Volg hom gerus op sy Facebookblad. As ons terugkom na die advertensiebreek, se tyd vir die nuus.